Goeiemôre. Jy luister na die reeks Die Goeie Lewe, gebaseer op 'n boek van Waldinger en Schultz, The Good Life. Dit handel oor die resultate van die langdurigste studie wat ooit gedoen is oor menslike geluk. Jy luister na oordenking 48. Ons tema is S staan vir selekteer. Ja, ons praat oor die Wiser model vir konflikhantering en dit verwys na watch, interpret, select, engage, reflect. Dankie vir die terugvoer sover van verskillende mense wat sê, ek wens ek het vroeër in my lewe van hierdie model geweet. Ek wens ek kon dit vroeër in my lewe toepas. Met waarneming en interpretasie het ons die spasie oopgemaak tussen stimulus en respons en meer inligting oor die situasie, persone, omstandighede uitgevind. Maar nou moet ons 'n keuse maak van watter toepaslike inligting ons gaan gebruik en uit die aard van die saak, wat gaan my optrede wees? Dis veral in stresvolle situasies waar ons haastig besluite neem, waar ons reageer sonder om al die opsies te oorweeg en sonder om die gevolge daarvan goed te deurdink. Die meeste besluite wat ons moet neem, hoef nie so haastig geneem te word nie. Die meeste besluite is nie in die oomblik om vir 'n dier uit te swaai of vir 'n roofdier weg te hardloop nie. Ons het tyd aan ons kant. Daar is mos die baie wyse en bekende uitdrukking, skryf nou die brief, maar stuur dit eers oor môre. Ek het nog nooit in my lewe, wanneer ek my vererg het of ontsteld was, daardie oomblik op 'n reaksie besluit, wat ek nie 3 dae later hersien het nie. Selfs wanneer die essensie van my reaksie dieselfde bly, doen ek dit baie rustiger, ek het baie meer empatie met die ander persoon, ek het besef dat hulle ook 'n punt beet het, ek het wysheid gevind wat ek nie in daardie oomblik gehad het nie. So om die brief nou te skryf en eers oormôre te stuur, is eintlik 'n metafoor. Dit geld vir 'n brief, vir 'n e-pos, vir 'n WhatsApp, maar my besluit in enige situasie met hoe ek gaan reageer. Jy weet, in ons land loop spanning half permanent hoog. Op nasionale, gemeenskaps en selfs persoonlike vlak is dit oralste sigbaar. Ek meen, pas met Menseregte Dag nou weer, is daar nie versoenend gepraat nie. Dit was maar dieselfde ou haatdientjie op die rasritme van politieke leiers. Ek weet nie hoe jy dinge ervaar het nie. Hier op grondvlak waar die regte lewe gebeur, leef die meeste mense genadiglik, beleefd en respekvol teenoor mekaar. Ja, iemand het eendag opgemerk, vir elke 100 mense wat jy tegemoet kom, sal daar een persoon wees wat nie op 'n goeie plek is nie, wat jou knoppies gaan druk, wat woedend reageer, wat haatspraak gaan uiter, of wat dit ook al mag wees. Wees voorberei daarop. Dis nie alle mense wat graag in vrede wil leef of kan leef nie. Ek kan maar besluit hoe ek wil leef en wil optree. Wanneer ek die nuus kyk en sosiale media dophou, sien ek ander lande sukkel ook maar so. Dis nie net ons nie. Om die waarheid te sê, dit lyk of die Amerikaners by ons 'n les of 2 kan leer hoe om beleefd te bly wanneer dinge nie volgens jou sin gaan nie. So wat beteken dit om te selekteer in konflikhantering? Ek maak 'n keuse van fokus. Waarop gaan ek my energie rig? Hoe pas hierdie gebeure in my reaksie in by my groter lewensdoel? Waarop is ek eintlik gefokus? Ek luister hierdie naweek na iemand wat sê, as ek by 'n restaurant kom en medium steak bestel, en die kelner bring vir my 'n gaar hoender, eet ek maar die hoender. Wil ek regtig tyd spandeer om hieroor 'n bohaai op te skop, vir nog 'n uur vir my kos te wag? Nee, ek het belangriker dinge in die lewe as om my kop oor hoender te verloor. Jy mag nou saamstem of nie, maar hulle het 'n punt beet in terme van waar lê my fokus.
Die persoon gaan aan en sê, as ek in die verkeer ry en iemand vleg hier voor my in, dan laat ek hulle maar gaan oor hulle eie kortsigtigheid. Dis nie waar my fokus nou lê nie. Ek kry hulle eintlik jammer, dat hulle nie 'n groter doelwit het om na te streef nie. In meer persoonlike verhoudings is dit goed om te vra hoe hierdie oomblik inpas in ons groter strategie om 'n goeie huwelik of 'n gelukkige gesin te wees. Het gaan ook oor 'n keuse van ons respons, van ons reaksie. Moet ek my emosies beheer en kalm bly, of is 'n sterker reaksie nodig? Wat sal 'n goeie uitkoms wees? Wat is my sterkpunte? Wat is my swakpunte? Hoe maak ek op daarvoor? Dis 'n keuse van prioriteit. Is hierdie konflik die moeite werd om oor te veg, of is dit beter om my krag vir iets belangrikers te bewaar? Nie elke argument is die moeite werd om 'n groot konflik te laat ontaard nie. Choose your battles wisely. Dis 'n keuse van strategie. Gaan ek onderhandel, 'n bemiddelaar inroep, of 'n ander pad kies om tot 'n oplossing te kom? Wat is die vooruitsig dat dinge so kan uitwerk, indien ek op hierdie wyse optree en nie op 'n ander nie? Wat ek dus met hierdie vrae doen is, om die impak van my keuses te verstaan, bewus te wees van my eie emosies, en die langtermyn gevolge te evalueer, terwyl ek bereid is om nuwe opsies te oorweeg as die waaraan ek gewoond is, of met hoe ek outomaties reageer. Om te wag vir die regte optrede is nie 'n teken van passiwiteit, swakheid of vermyding nie. Om te wag voordat ek die regte keuse maak met hoe ek gaan reageer, is eerder 'n aktiewe soek na wysheid. Ons het pas Menseregte Dag gevier. Ons het ook maar 'n dag instel met die naam Menseverantwoordelikhede Dag. Dit sal egter nie 'n vakansiedag kan wees nie. Ons sal moet hard aan die werk wees daaraan. Mag ons in krisisoomblikke die wysheid, krag en dapperheid vind om fliks en vinnig op te tree, effektief te wees. Maar vir die res daarvan sal ons wiser moet optree. Kom ons vra die Here om ons daarmee te help. Hemelse Vader, ons bid dat U Heilige Gees ons sal vervul, dat ons die vrug van U Gees in ons lewens sal bly inoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, vrede te maak, geduldig te wees, vriendelik te bly, goedheid na te streef, getrou te wees, sagmoedig te wees en met selfbeheersing op te tree. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees nie, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my, o Heer, dat ek myself ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Hierdie gebed is geskoei op Galasiërs 5 vers 22 tot 6 vers 1. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.